Ek wil nie vra volgende. As niks verder by gevoeg word by jou lewe. Net jou redding. Niks rykdom, niks. Is die Here vir jou genoeg? Is hy genoeg? Soos nou alles verloor. Huis, kan, werk, alles verloor. Is die Here nog steeds vir jou vanoggend genoeg? Is hy alles vir jou? Is dit die weg in die lewe vir jou? En dit vir my Here is genoeg. Kan ons dit sê met opregte hart? Jy sien, maar dit is een ding om dit te sê waar ons almal is en jy weet, ons kyk nou vir mekaar, kyk, wat moet ek nou doen? Moet ek nou my kop skud? Moet ek nie? Maar die binnekant, die Here die soek jy hart, hy weet. Hy weet. Dit wat ons met ons mond bely, of as dit opreg is. Is die Here genoeg? Dis my vraag volgens. Nie aan julle nie, aan myself. Ek het myself die hele week gevra terwyl ek hier opsit en dit is so voorreg om hier te kan sit. Is die Here dat die skeping bid. Here, maar ek wil op 'n plek kom waar ek kan eerlikwaar sê, waar U my hart deursoek en waar U kan sê saam met my, yes, ek is genoeg vir jou. Dit stem ooreen. Want met my mond kan ek 'n ding sê, maar my hart kan op 'n ander ding praat. Ek wil hê dit moet ooreen wees. Here, U is genoeg. U is genoeg. Ek is vergenoeg met wat ek het. Want U is genoeg. Kom ons dink 'n bietjie daaraan. Kom ons sit. As julle Bybel vir julle het, maak my asseblief oop. Ek het vir julle die nuwe jaar vir julle gestuur. Die skrifgedeelte wat ek gaan redelik hamer op die jaar. Ons gaan eintlik meer as 'n jaar hamer op hierdie skrifgedeelte. Met hierdie skrifgedeelte, ek gaan net vir julle 2% gee van eintlik wat hierdie skrifgedeelte sê. Net 'n 2%. So ons gaan heelwat deur die loop van die jaar terugkom na hierdie gedeelte toe. En ons gaan selfs hierdie gedeelte sien in Openbaring wanneer ons weer met Openbaring gaan begin. En dis kom ek voel dit is gepas vir ons, vir die kerk. Vir die breë kerk is dit gepas om hierdie skrifgedeelte te bepeins, te eet, te deurdink, deurbid, en dan op hierdie woord te staan. Op hierdie woord te staan. Kom ons gaan na Jesaja 40 vers 27. Jesaja 40 vers 27 tot 31. Ons gaan regtig vlugtig deur om hardloop. Waarom sê jy dan, o Jakob? En spreek jy, o Israel? My weg vir die Here verborge. En my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie?
Die ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee vir die moedeloos krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat wag. Vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. En hulle wandel en word nie mat nie. As ons na hierdie skrifgedeelte kyk, dis waar koning Hizkia, as jy die hele van 36 of hoofstuk 36 af deur beweeg en jy werk deur die skrif, is waar koning Hizkia kom en hy sê, maar die Here sien nie my weg nie. Hy sien nie my meer raak nie. Dit is toegesluit vir die Here. Hy herken my nie meer nie, hy sien my nie meer nie. En dit wat die mense onreg wat hulle aan my gedoen het, God kom en doen dit nie meer reg nie. Hy maak nie reg wat mense onreg doen nie. So, in 'n een kant beskuldig hy eintlik God, maar God, jy doen nie meer wat jy altyd gedoen het nie. En die ander kant is hy so vreesbevange en soveel angs en soveel benoudheid met wat hy besig is om deur te gaan. En dit wat hy deurgaan op die huidige oomblik, niemand sien dit raak, God sien dit nie raak nie. En as ons na hoofstuk 36 toe gaan, sien ons dat koning Hizkia was koning gewees van Juda. Hy het regeer oor Jerusalem. En koning Assyria het gekom, die koning van Assyrië. En hy het opgetrek teen die volke van Juda, teen koning Hizkia. En hy het hulle begin mok, en hy het vir hulle begin woord uitstuur en sê, al die gode van almal, kon hulle nie uit my hand uit geruk het nie, toe ek oorlog gemaak het teen hulle nie. Sê dit na my eie woorde. Hy sê, jou Here, jou God, jou Here sal jou nie eens uit my hande uit kan ruk nie. Ek is op pad, ek kom. Ek gaan jou vernietig. Ek is op pad daarheen. Blaai gou saam met my na hoofstuk 36. Hoofstuk 36. Lees saam met my van vers 14 af. So sê die koning, laat Hizkia julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie kan red nie. En Hizkia moet julle nie op die Here laat vertrou, en deur te sê, die Here sal ons sekerlik red. Hierdie stad sal nie in die hande van die koning van Assyrië oorgegee word nie. Luister dan nou na Hizkia, luister nie na Hizkia nie. Want so sê die koning van Assyrië, sluit met my 'n vriendskap. Kom, sluit met my 'n verbond. Daai vriendskap, kom na my toe, met die wêreld. Kom ons sluit 'n verbond met die wêreld. Basis wat hy nou ons hier sê. Kom sluit met my 'n vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen water van sy put, totdat ek kom en julle meeneem na die land soos julle land, 'n land waar koring en mos, 'n land van brood en wingerde. Laat Hizkia julle nie verlei deur te sê, die Here sal red, die Here sal ons red. Het die gode van die nasies elkeen sy land gered uit die hande van die koning van Assyrië? Waar is die God van Hamat, Arpad? Waar is die gode van Sarafel? En het hulle miskien Samaria gered uit my hand? Wie is daar onder al die gode van hierdie land wat hulle land gered het uit my hand? Dat die Here Jerusalem uit my hand sou red? Jou Here sal kom in Jerusalem en ek gaan aanval, my hand uit, sal ek nie red? Niemand kon dit doen nie.
Niemand nie. En hierdie angs en vrees en benoudheid vang vir Hizkia. En hy word kwaad, goddelike kwaad. En hy kom in die tempel en hy begin sy klere te skeur. En hy begin voor God uit te roep. God verlos hom. God red hom in die hand. En soos wat ons deur die hoofstukke gaan, sien ons in hoofstuk 38, sien ons Hizkia raak verskriklik siek. Tot die dood. En hy lê op die bed met sy muur, met sy gesig na die muur toe, en hy begin te ween en uit te roep vir genesing. Hy sê, genees my van my siekte. En God red hom van sy siekte, genees hom, raak hom aan, en voeg 15 jaar by sy lewe by. En hierdie getroue God wat veg vir sy volk, wat alles in beheer het, wat hom beskerm, wat hom genees, wat alles geskep het, wat alles gevorm en gemaak het. En hy sien die getrouheid deur al die eeue. En dan sien ons 'n gedeelte hier in hierdie gedeelte waar koning Babel na hom toe kom in hoofstuk 39. En koning Babel bring vir hom, die koning van Babel bring vir hom geskenke. En hy is die hoof van die huis. Hy is die hoof, die koning van die koninkryk. Maak sy huis oop vir Babel om sy geskenke te ontvang. En hy gaan deur sy huis, en ons gaan baie ernstig ingaan wat ons as mans toelaat in ons huise. Maar gaan 'n ander dag hamer. Net die grondslag weer. En hy maak sy huis oop om geskenke te ontvang. En hy begin boast oor wat hy het. En hy wys sy goud en sy silwer en sy huis met die wapens en alles wat hy besit en al sy skatte en sy rykdom. En God kom en stuur die profeet Jesaja. Sê van wat het jy gedoen? Hy sê vandag nog in hierdie dae sal Babel kom en hy gaan alles wegvat. Sal niks sien. En hy begin uitroep. En hy sê, dit wat God doen is reg, maar hierdie vrees en angs bevang hom. En hy begin uitroep en hy begin sê, maar God sien nie meer my pad. Dit is gesluit vir hom. Die onreg wat hulle aan my gedoen het, God wil nie meer dit kom regmaak nie. Baas God, ek is alleen. Ek het niks. En deur hierdie hele storie en verhaal, kom die Here en hy bemoedig hom nog steeds. En sê, ek is nog steeds met jou, ek is nog steeds die skepper. Het jy nie gehoor nie? Weet jy dit nie? Ek is die een wat alles gevorm en gemaak het nie. Ek het die heuwels van die berge gemaak. Ek het die berge opgehoop, die saam bymekaar gebring. Ek is die een wat die Gees uitgestuur het en hom onderhou. Ek is die een wat alles skep. Ek is die een wat die waters uit die fonteine laat uitkom. En hier is die hele gedeelte wat hy afspeel. Wat die profeet nou vir God met Hizkia praat. Hy sê, my weg, my wandel vir God is weg. Weggesteek. Hy slaan nie meer ag op my reg nie. Daar is geen reg vir my wat God daarmee doen nie. Hy begin vra vir Hizkia wat nou in vrees en angs is, wat geen hoop het nie, wat moeg is, wat mat is, wat geen krag het nie. En hy begin om te vra in hierdie hoofstuk 40, begin hy vir hom te sê, maar wie het die waters bymekaar gebring? Wie het die grond opgevang in die berge en die heuwels? En dit geweeg. En
En hy probeer hom in herinnerings bring, maar ek is steeds dieselfde, vandag, gister en vir altyd. Ek verander nie, geen mens die ons het gesing. Hy verander nie. Wie die Gees van die Here gestuur. Met wie het God raad gepleeg? Het hy enige iemand of enige hulp van enige iemand al waar hy moet raadpleeg of vra en sê, hoe moet ons nou doen? Die nasies om my, en hy sê in hierdie gedeelte, selfs al die nasies is vir my soos 'n druppel in 'n emmer. Ek is God. Ek is die skepper. Met wie kan jy my vergelyk? Is daar enige iemand? Hier kom die koning van Assirië en hy mok my. Niemand kan my te lank tyd ruk nie. Geen gode kon nie. En dan sê ek die Here kon nie. En hier kom ek en ek kom red jou uit my hande. Dan kom jy, dan kom vra jy vir my. My pad is gesluit. God sien my nie. Ek doen nie reg wat verkeerd is nie. En hy murmureer hier by homself en God is besig om hom in lyn te trek en te bemoedig. En vir hom sê, maar alleenlik by my gaan jy krag kry. Jy is op 'n plek waar jy krag probeer kry by jouself. Jy's mat. Jy's moeg. Jy jou krag verloor. Jy sit op 'n hoopie en jy salk. Jy gaan alleenlik by my krag kry. Gesin, man van die huis, die huwelik gaan krag kry wanneer jy op jou knie begin gaan voor jou gesin. God begin aanroep vir jou gesin. En die voorloper gaan wees. Want dis waar ons die krag kry vir ons huwelike en vir ons kinders. Ons moet 'n voorbeeld stel. Hoe gaan ons 'n voorbeeld stel? En hoe gaan ek en jy wil hê ons kinders moet die Here dien? Maar ek myself dien nie die Here soos wat ek moet nie. Maar ons verwag ons kinders moet bo water loop. Hulle moet die regte besluite maak, maar ek maak nie eens die regte besluite nie. Maar hulle moet die regte besluite maak. Hoekom het ons die deur opgemaak vir die wêreld om in te kom? Om ons katte te kom sien. Nou nie daai trek nie. Gaan na vers 21 toe. Vers 21 van hoofstuk 40. Hoor wat sê hy? En hy sê dit 2 keer. Hy sê dit, weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Wie het alles geskep? Weet julle dit nie? Nou kom hy hier en hy is weer hier by vers 28. Weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor nie, dat die ewige God, die Here, die skepper, sien julle dit, hoekom hy hier skielik nou weer by 27, 28, 29, 30, 31, wat die fokus is van die jaar, begin hy weer daarmee? Weet jy dit nie? Moet jy herinner, sy getrouheid al die jare in jou lewe, hoe jy jou gedra het, al die wonderwerke wat hy vir jou gedoen het, wat jy sy naam aangeroep het. Het jy sy getrouheid gesien in jou lewe? Ek heb hoekom twyfel jy dan? Hoekom vra jy dan, waar's God? Hy sien my nie. Maar wat hy hier doen is, hy sê vir Hizkia, ek red jou elke keer. Ek genees jou elke keer. Ek hou alles in stand en ek is in beheer. Ek het alles geskep. Weet jy dit nie? Hoekom sal jy dit dan sê? My weg, my pad, my wandel, my lewe, my huwelik, my verhouding, my besigheid,
is vir die Here toegesluit. Hy sien nie wat ek deurgaan nie. Hy sien nie my struggles nie. Dis weggesteek. Hy het my verlaat. Kyk wat gaan ek deur. Kyk wat is ek besig is op die oomblik. Kyk wat ek besig is om deur te gaan. En God sien my nie raak nie. Nie in hierdie oomblik nie. God sien nie die onreg wat aan my gedoen is en hy kom maak dit nie reg. God sien nie. God verstaan nie. Hoor mooi, wat hy eintlik hier sê, God verstaan nie my omstandighede en my sukkel en my lyding en my pyn wat ek het nie. En my wanhoop nie. Want as hy verstaan nie, sou hy iets gedoen het. Dis wat hy hier probeer sê. God maak nie reg wat verkeerd is. In my getrouheid, in my geloof in Jesus Christus, sien ek nog steeds hoe God beweeg nie. So iewerste sien God my nie meer raak. Want ek dien hom ons. Kom, het julle al so gevoel? Was dit net dis keer? Here, ek doen alles wat ek moontlik kan reg doen, en probeer reg lewe soos wat ek moontlik kan reg doen, maar kyk wat gebeur nog steeds met my. Kyk wat gaan ek alweer deur. Kyk hoe val my huwelik uit mekaar uit. Kyk hoe val my verhoudings uit mekaar uit met mense. Op my besigheid of wat ook al. Maar ons gaan fokus op huwelik hierdie jaar. Gesinne. Kyk hoe val alles uit mekaar uit. Sien jy nie my raak nie? Dan kom hy in vers 28. Ons het nou vers 27 vlugtig gesien. Dan kom hy in vers 28. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? Die ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, of nie mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Nou die ewige God beteken, hy is vir altyd. Dus hoekom hy begin met die ewige God? Hy is ewig, hy is vir altyd. Hy verander nie. Hy is nie geskep nie. Hy kom nie van iets af nie. Hy is vir ewig. Hy is die begin. Hy was nog altyd daar. Hierdie ewige God, hy is buite tyd, buite ruimte. En sy oneindige krag, oneindige wysheid, oneindige beloftes, is altyd teenwoordig, en dit is vir ewig, want hy is vir ewig. Want die hede en die toekoms, alles behoort aan hom. Dis vir ewig. En hy beloof 'n onveranderde hoop en standvastige in hierdie verlore wêreld. Sy belofte. Ons gaan kyk na sy beloftes, en die beloftes wat hy maak in die huwelik. Want God is altyd en hy sal altyd wees. Hy is vir ewig. Hy is nie 'n mens wat ons gesien het, wat ons gesing het. Wat moeg word en mat word. En wat nie sy woord hou. Hy weet alles. Hy weet alles in die verlede. Hy weet alles in die toekoms. En hy weet alles in die hede. Want hy is vir ewig. En dit is wat hy nou na Hizkia kom sê. Hy sê, dis wie ek is. Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? Hoe kan jy nog hierdie goed vra? Ek is die ewige God, ek is altyd dieselfde, ek verander nie. Ek kan nie verander nie. Dit wat ek gesê het, doen ek. Hy sê, maar dis nie al nie, ek sê net ewig nie. Maar ek is ook die Here. Nou, jou Engelse vertaling, partykeer as ons die woord Here lees, wanneer ons die Bybel lees, sal ons sien, hy het 'n groot hoofletter L, en dan klein lettertjies, jy weet, aan die ander kant, is Lord. Nou, Afrikaans sien ons dit ook, hy het die hoofletter H, met klein lettertjies, E-R-E, vir Here.
Maar dan is daar kere wat ons lees in die Bybel en sien ons maar alles is in hoofletters. Nou hierdie geval, soos in Psalm 23, die Here is my herder. Hierdie is alles in hoofletters. Hierdie is 'n rede hoekom alles in hoofletters is. Nou hy gaan nou 'n standpunt maak. God gaan vir hom sê, ek is die ewige God, maar ek is nie die ewige God nie. Ek is ook die Here. Maar hierdie ewige God bied blywende krag en getrouheid vir sy kinders. Maar voordat ek gaan na die Here toe, die ewige God in Hebreëus beteken El-Elyon. Elolam. Elolam. Wat ook beteken God is ewig. En sy ewige verbond en beloftes sal hy altyd hou. Elolam. Ons sal baie later dieper ingaan in dit. Hy is die Here. Nou die naam Here in Hebreëus is Yahweh. Y-A-H-W-E-H. Yahweh. In jou ou skrifte het hulle nie die Lord en hulle het altyd gesit Yahweh and Yahweh created all things. Yahweh is everlasting. Maar in die tweede jaar van die tweede periode van die tempel het die Jode gekom en hulle het nie meer Yahweh in totaal uitgeskryf en die woord Yahweh oor hulle lippe gebring nie. Want hulle het gesê God is te heilig. En vir ons as mens om so 'n heilige naam, wie's ons om so 'n heilige naam te uiter en te skryf? En hulle het hom afgekort na 4 lettertjies toe. En dis hoekom jy sal sien baie van ons Bybels het die afkorting geskryf in ons Bybels wat YHWH is, wat staan vir Yahweh. En later het hulle dit weer verander en hulle het begin met Adonai. Met die naam Adonai. Want hulle sê die naam Here is net te heilig om te kan uiter. Ons gebruik die Here se naam soms om te kus, om te vloek. Hier is die naam so heilig en hy kom en hy sê alles in hoofletter. Hy sê ek is heilig. Ek is ewig, maar ek is ook heilig. Ek is ook God. Dis wie ek is. Maar ek sê net God, ek is ook die skepper. En as jy verder lees en sê die Here, die skepper van die eindes. En hy is besig met Hiskia, en hy is besig om hom baie mooi te verduidelik wie hy is. Wie is hy in jou huwelik? Is hy die ewige, heilige skepper wat by mekaar gevoeg het wat geen mens mag skei nie? Is hy die heilige God wanneer jy in die slaapkamer gaan? En dit wat jy doen met jou vrou is heilig voor God. Of het ons die huis oopgemaak om vir almal ons skatkis te kom wys? Ons is die wêreld gevorm. Hulle het ook begin met die woord Adonai. Nou die woord is 'n werkwoord. Yahweh is 'n werkwoord. En dit kom sien ons in Genesis waar God met Abraham praat, waar hy sê die werkwoord ek is wie ek is. Dis wat dit beteken. Hy sê Hiskia, ek is wie ek is. Nog altyd. Ek verander nie. Ek is die groot ek is. En dis 'n belofte wat hy gemaak het met Abraham. Dis wat hy met Abraham gepraat in Genesis. En hy kom reg deur al die eeue en hy sê nog steeds, dis wie ek is. Ek is Yahweh. Ek is wie ek is.
Ek kry raad by niemand. Niemand. So die ewige God is die Here, die heilige God. Hy is die skepper wat alles gevorm gemaak het. En alles behoort aan hom. Alles behoort aan hom. En hy het die reg om oor te heers. Hy het die reg om oor te heers. Die skepping bestaan om God te verheerlik. Dan sien ons in hoofstuk 44. Ons begin na hoofstuk 44 toe. Hoor wat sê hy. Hoofstuk 44 vers 23. Die skepper wat alles geskep en gevorm het, ons het dit gesing. Ek het dit gelees voor die diens, die Psalm. Hoor wat sê hy hierso. Jubel, o hemel, want die Here, hoofletter, het dit gedoen. Juig dieptes van die aarde, breek uit, gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin, want die Here het Jakob verlos en hy sal homself verheerlik aan Israel. Vers 24. So sê die Here, jou verlosser, en hy wat jou geformeer het, van die moederskoot af. Ek is die Here wat alles volbring, en die hemel uitspan. Ek alleen, en wat die aarde uitsprei. Wie was met my? Toe hy dit gedoen het. En die antwoord? Niemand. Want hy is heilig. Hy is ewig. Maar hy is ook die skepper. Maar kom sit jy op 'n hoop in jou saak en jy sê, ek sien jou nie raak nie. Ek sien nie jou weer nie. Dit wat in jou onreg wat in jou gedoen is, maak ek nie reg nie. Kom ek bou jou op, Hiskia. Jy wat so bemoeid en belas is. Wag op die Here wat hy gee nuwe krag. Kom na my toe. Wag op my. Nie passief wag. Ons sit en wag en God doen niks nie. Ag, jy weet en ek doen niks nie. Die woord wag is heeltemal 'n ander tipe woord. Maar hy is die een wat die krag gee. Hy is die een wat gaan vir my na Psalm 147 toe. Psalm 147. Ons het vanoggend 48 gelees. Maar gaan na Psalm 147. Een Psalm terug. So hy het nie die krag nie, maar niks kan sy gedagtes deursoek nie. Wie is daar wat vir hom raad gee wat sy gedagtes ken? Hoor wat sê hy hierso in vers 5. Ons Here is groot en ryk van krag. Sy verstand is oneindig. Dan as ons teruggaan na Jesaja 40 toe en ons sien die gedeelte wat hy hier vir ons sê. Hy sê, wie kan sy verstand deurgrond, deurgrond sy verstand? Wie? Wie is daar? Niemand. Niemand nie. Hy is krag. En alle krag en sterkte kom van hom af. Hy is die oorsprong van krag. Jy kan dit sien in Psalm 103. Jy kan dit sien in Jesaja 41 vers 10. Hoor wat sê Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dan sien ons in Joshua, hoofstuk 1 van vers 9, waar hy ook sê, ek is die een wat vir jou die krag gee. Ek is die wat jou versterk. En dan sien ons hier in vers 31 van hoofstuk 40 van Jesaja. Hy sê, maar die wat op die Here wag,
kry nuwe krag. Hulle vaar op soos vleuels, soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek het dit so amper 2 jaar terug gesê, buitekant toe ons buitekerk gehou het, voor ons nog die plek gebou het. Het ek gesê, onthou julle wat 'n arend doen? Die enigste ding wat 'n arend aanval is 'n kraai. En die kraai kom sit op sy rug. En dan begin hy hom van agteraf te pik. En dit is hoe die kraai die arend doodmaak. Ek het hierdie week beleef toe ek op die rotse sit hier bo op die berg, hier by die kerk, by die kruis, het ek al gesit en ek het begin bid en ek het so opgekyk en hierdie arend het gekom en die klomp kraaie het hierdie arend begin tackle. En hulle is die hele tyd op sy sterk. En hy arend het sy vlerke gespan, jy sien trek hy vlerke so uit en hy begin so te sirkel en hy gaan al hoe hoog. Hy kraaie kon nie nader kom, hulle begin omdraai en terugkom. Hoekom? Want 'n kraai kan nie so hoog vlieg nie, hy kry nie suurstof nie, hy raak duiselig en val. Nie geklap en te keer gegaan die arend nie. Net sy vlerke gespan en hy het gegaan met die momentum. Alle hoog. En hier kom die skrif, en die skrif sê vir ons, hulle vaar op soos vleuels, soos arende. Die wat op my wag. Die wat op my wag. Dis jy wag nie op my nie. Jy murmureer. Jy sê ek sien jou nie raak nie. Hoekom wag jy nie meer op my nie? Hoekom kom jy nie weer in daai tempel in soos wat jy ingekom het en jy skeer jou klere en jy kon roep my naam aan nie? En ek het jou verlos nie. Hoekom gaan sit jy en jy sê ek sien nie meer jou weg nie? Ek sien jy nie meer raak nie. Jy wag nie. Want die wat op my wag kry nuwe krag. En hier is 'n roep. Nie net vir Hiskia om te wag nie, hier is 'n roep vir die kerk. Hier is 'n roep vir my en jou. Wag op die Here. En die wat wag op die Here, die Heilige, die Skepper, die wat wag op sy hoop, in vertroue, en glo. Wat hy nou doen is, hy verruil sy moeg en sy mat vir nuwe krag. Die wat wag. Wag ons in sy woord? Kom en kyk. Wag ons in sy woord. As ons in die oggende voor wil ons wakker word, is ons op ons knieë ons begin bid. Maak ons tyd om in die woord te spandeer. Daagliks. Bid ons daagliks, my huis sal 'n huis wees van gebed. Ons is die tempel. Christus woon hier, is hierdie tempel 'n huis van gebed? Of het ons hierdie huis oopgemaak vir die wêreld? Om al die skatte te kom sien. En ons kom beroof van alles wat God ons gegee het. Hoe kan ek wag op so 'n bonatuurlike veranderende, hoe kan so 'n ding gebeur? 'n bonatuurlike ding gebeur, krag kry in opwaar soos vleuels net om te wag. Hoe gebeur dit dan? Wel, hierdie wag soos ek gesê het, is nie 'n passiewe woord nie. Hierdie is 'n werkwoord. Dit is 'n woord wag dit is 'n die Hebreëse woord is, ek gaan hom nou butcher as ek hom uitspreek. Kohava, wat beteken dit is 'n rou. Is 'n Q-A-V-I-V-A-H. Kohava. Dit is 'n koord, 'n rope wat uitgegooi is, 'n lifeline wat uitgegooi is in die see op water. Vir ons om by dit te kom en na dit te kan gryp. En hy lifeline trek jou in. Dis wag. Dis wat die woord wag beteken. Dis 'n lifeline, dis 'n tou wat uitgegooi het vir jou om aan te gryp. En wat Christus hier sê, wat die Bybel hier vir ons sê is strek uit na my. Gryp uit na my. Roep uit na my. Kom met jou arms en strek dit uit.
Het ons nie gesit met ons arms oop, met ons geloof. Wag op my. Kom in die woord. Kom in gebed. Wag op my. Vertrou op my. En hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat ons wag op die Here en hy gee vir ons nuwe krag? Wel, ons kyk na alles wat in die verlede gebeur het, sy getrouheid. En dis kom hy vir hulle sê, het jy nie net ek die skepper is nie, weet jy dat ek alles onderhou en gemaak het en kyk na al sy getrouheid. Deur alle eeue. Nie eens nou in jou lewe nie, kyk net na die skepper. Sy getrouheid. En dan plaas hy ons die kroon van sy skepping in die middel. So, hy sal nie vir jou getrou wees. Hy sal teen sy woord gaan. God is 'n mens wat nou sou lieg en terug op sy woord gaan. Nee. Nee, wag op hom. Wag op hom. Jy het nie geweet nie, jy het nie gehoor nie. Hiskia, dat ek is een wat vir jou nuwe krag gaan gee. Ek sal vir jou vermenigvuldige krag gee. Krag op krag op krag op krag. Jy sal opvaar soos arende. Jy sal nie moeg word, jy sal nie mat word, alles sal in mekaar tuimel. Die wêreld sal onderste bo kom, maar jy sal vas staan. Want jy het jou deur nie oopgemaak vir die wêreld om in te kom nie. Jy wag op my. Jy het nie jou skatte gewys nie. Jy wag op my. En dit wat ek in die verlede gedoen het, sal ek ook vandag nog steeds doen. Want ek is die ewige God, 'n heilige God, die skepper. Wag op my woord, wag op my beloftes, wag op my waarheid. Herinner jouself in die woord van sy getrouheid en sy beloftes. Wag op hom. Soos wat jy in my bly hoop, glo, wag, kry jy vernuwende krag en sterkte deur my woord. Soos ek op God vertrou en ons as 'n gemeente op God vertrou vir ons families, ons kinders, ons huwelike, ons gemeenskap. Bashiwa, Tierpoort, Pretoria Oos, wat ons wag op die Here vir ons gemeenskap, ons familie. So sal hy vir ons krag gee. En hy sal vertrou bly. En hy sal doen wat hy sê. Laat ons dan soos arende uitstyg bo ons probleme. Laat ons soos arende uitstyg bo ons wat ons aanval. Wat ons so vinnig moeg gemat word. Dat ons plekke strek en wag op God. Gaan hier stop, dan sal ons weer terugkom een of ander tyd na hierdie skrif toe, dat ons gaan gereeld terugkom na hom toe, en dan verder sien wat die woord vir ons, wat die Here vir ons gegee het. Wag op die Here, vertrou op hom. Nuwe jaar, hier is ons weer, nog steeds in die Here is getrou. Ons maak ons goed. Hemelse Vader, Here, ons is voor U, ons getroue, ewige, heilige, skepende God, ons verlosser, ons versoener. Dankie Here dat U getrou is, terwyl ons ongetrou is, bly U getrou. En Here, ons wag op U, en ons staan op U woord, U waarheid. En dankie Here dat U vir ons krag op krag op krag gee. Dankie dat U ons vernuwe, Here. En so bid ons ook vir elke huwelik, elke gesin, man, vrou en kind, in hierdie omgewing, Here, waar ons is. Here, dit behoort aan U. Bashiwa, Tierpoort, Pretoria Oos behoort aan U, Here. En ons roep die heilige naam vir die omgewing.
En ons sal wag op U. Staan op U woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, mag die vrede van die Here oor julle wees en sy aangesig oor julle skyn.